Hallo en welkom by Nagskof. In môre se Republikein kan jy meer lees oor die Ministerie van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur wat gereageer het op beweringe deur werklose onderwysgradiante. So hierdie gradiante het vreedsame proteste voor twee kantore en twee sentrums van die Ministerie van Onderwys uitgevoer waar hulle geëis het dat hulle onmiddellik aangestel word as onderwysers en ook dat die onderhoud gedeelte van die werwingsproses van kant gemaak word. So, die ministerie het toe gereageer en gesê, daar is ongelukkig ooraanbod te veel gekwalifiseerde mense wat gekwalifiseerd is om onderwysers te wees, veral in graad 1 tot 4, maar hulle sê dat daar weer in ander areas te veel is. Byvoorbeeld graad 1 tot 4 is daar nie genoeg onderwysers wat in Kwekwekowap en Afrikaans en Namibiese gebaretaal onder meer kan skool gee nie. En hulle sê in ander gebiede na graad 4 is daar ook te min onderwysers. Hulle sê die beweringe oor vol klaskamers is waar en nie waar nie. Hulle sê die nasionale gemiddelde koers vir onderwyser tot leerlinge is normaal in elke streek van die land, maar hulle sê hulle is bewus daarvan dat daar in sekere meer ontwikkelde gebiede en meer stedelike gebiede oorvol klaskamers en oorvol skole is, veral Windhoek, Swakopmund, Rundu en Katimamulilo en so aan. En hulle sê die gemiddeld kom juist daarvandaan dat daar in sekere gebiede oorvol skole en oorvol klaskamers is en in ander gebiede is daar weer onderbenutte skole en klaskamers waar daar baie min leerlinge in daardie skole is. Ek het met meneer Kelvin Martin gesels, hy is die skoolhoof van Coastal Hoërskool in Swakopmund en hy het ook hierdie beamoen en gesê daar is byvoorbeeld op Swakopmund kan jy 30, 35 leerlinge in 'n klas hê, selfs 38 leerlinge in 'n klas. En dan op Arandis is dit weer aansienlik minder. En hy sê hierdie word ook gedryf deur die feit dat daar nie koshuise by skole in landelike gebiede is wat inname kan lok nie, kinders kan lok nie. En hy sê dis vir hulle 'n geweldige moeilike situasie as skoolhoofde. En hy sê hulle is ook 'n bietjie skuldig daaraan. Juis omdat hulle net inneem, maar hy sê ook hulle alternatief is om 'n kind weg te wys. En hoe wys jy 'n kind weg? Hy sê in sy skool is daar tot by 38 leerlinge in 'n klas waar die gemiddeld vir hoërskool veronderstel is om te wees 1 onderwyser teenoor 30 kinders. En meneer Sindula Sibanga, die skoolhoof van Swakopmund Sekondêre Skool, wat ook bekend is as 'n baie groot skool, daar was op 'n stadium 3000 leerlinge in daai skool. Dit is nou 'n paar jaar gelede en daar is nou al 'n nuwe skool op Swakopmund gebou en meneer Sibanga sê daar is nou net meer as 1000 leerlinge in Swakopmund Sekondêre Skool, maar hy sê sy klaskamers kan ook gaan tot 40, 45 leerlinge in 'n klaskamer. En meneer Martin wat sê vir Coastal Hoërskool wat 'n tegniese skool is wat ook akademies aanbied, sê hy veral in die laaste 2 jaar van skool wat dan nou graad 10 en 11 is volgens die nuwe kurrikulum, is dit maklik vir hulle om die vakke wat nie vereis word nie, te verdeel. Hy sê dan is die klasgroepe kleiner waar leerlinge spesialiseer maar hy sê veral Engels en wiskunde wat vereis word om matriek te slaag, om graad 11 te slaag, sê hy raak dit baie onredelik vir onderwysers om daardie klasgroepe te hanteer. Hy sê daai onderwysers moet elke liewe kind in 'n graad of wiskunde of Engels leer en hy sê dis juis die wiskundeonderwysers en die taalonderwysers wat swaar trek in hierdie omstandighede en vir wie dit moeilik is. Die ministerie se uitvoerende direkteur Erastus Aytingela het ook in 'n verklaring gereageer op al hierdie dis 'n verskriklike lang storie, maar hy het ook gesê die ministerie het van die Ministerie van Justisie en Nywerheidsbetrekkinge 'n database aangevra vir mense wat geregistreer is as onderwysers maar nie werk het nie. Hy sê hulle het ongeveer so 4000 mense identifiseer, maar hy sê meeste van dit is ook weer graad 1 tot 4 waar daar te veel mense is.
So lees die hele storie, daar is geweldig baie inligting en ek dink dit bied baie goeie insig. Ons praat nou al vir jare lank oor vol klaskamers, oor vol skole. Ons praat nou vir jare lank oor verstedeliking en die impak wat dit op skole het. En ek dink die inligting wat 'n Republikein môre op rekord plaas, gaan baie goeie insig bied tot daardie gesprek. Maar lees meer in môre se Republikein. Dag sê, dankie. Môreoggend is pleitonderhandeling onder die soeklig. Dit is 'n konferensie gereël deur die kantoor van die regbank. Die hoofregter Pieter Shavuti het gister sy eweknie vanaf Uganda, hoofregter Alphonse Owini-Dollo, verwelkom hier in Windhoek. Hy sal die hoofspreker wees by die konferensie vandag. Uganda is glo 'n voorloper in Afrika in terme van pleitonderhandeling en volgens Shavuti kan hierdie proses saam met ander alternatiewe geskils oplossings vinniger die regsproses hier in Namibië laat geskied en die agterstand help verminder. Maar lees meer daaroor in Republikein. Baie dankie.